Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by lesing 7 in ons reeks oor Hooglied. In hierdie reeks konsentreer ons vandag dan weer op hierdie twee skrifte in Hooglied, Hooglied 4 vers 16 en 5 vers 1, wat ek dan sien as die kern of die middelpunt van die boek. En let wel, ek verwys weer eens vir jou daarop, dat jy die boek anders kan interpreteer, dat jy 'n ander gedeelte van die boek as die kern of die middelpunt daarvan sal sien. Ek bid dan net in die naam van Jesus, Vader God, dat U sal kom deur U Gees en U Seun en hierdie boek vir ons sal kom oopmaak. Dat elkeen van ons sal kom hoor vandag wat U spesifiek vir ons sê deur hierdie gedeelte. Ons is totaal afhanklik van U Heilige Gees om vir ons hierdie boek oop te maak. Dankie dat ons dit kan vra, Vader, en dankie dat ons soveel jare nadat hierdie boek geskryf is, dit nog steeds persoonlik in ons lewens kan toepas. In die naam van Jesus. Amen. So ek verwys dan net vinnig terug na lesing 6, waar ons na die derde gedig, of die lied, hoe jy dit ook al wil noem, gekyk het, in Hooglied 3 vers 6 tot Hooglied 5 vers 1. En die tema was hier hulle huweliksbevestiging, en hoe elkeen van hulle dit beleef het. Die poëtiese meganisme wat gebruik was kontras, sodat dit die belewenis kon uitlig, om vir ons daarop te dui hoe 'n intense persoonlike belewenis kan verskil van persoon tot persoon, afhangende van die perspektief of die hoek van waaruit jy dit beleef of dan sien. So dit was hierdie kontras tussen sy belewenis teenoor haar belewenis. En in hierdie spesifieke twee verse wat ons dan nou sien as die kern van Hooglied, het ons in lesing 6 gefokus op sekere elemente, naamlik die balsem, veral die mirre daarin, wat in hierdie skrif gebruik is, wat daarop gedui het, dat hierdie verhouding van hulle sal wees tot die dood hulle skei. Met ander woorde, hierdie verbond tussen hulle sal slegs deur die dood vernietig word. Dis nie 'n ligsinnige verbond wat hierdie twee sluit dan nie. En Hooglied, hierdie huweliksbevestiging in Hooglied 3 vers 6 tot 5 vers 1 gaan dan nie net oor hierdie bymekaar kom van hulle fisiese liggame nie, maar ook die bevestiging dat hierdie verbond gesluit is dan tot die dood hulle skei. So daarna het ons dan na die kern van die boek daarom het ons dan na hierdie kern van die boek gekyk, soos ons dan dit beskou het as uit die letterkundige patroon in lesing 3, as jy wil terugverwys, wat ons dan hierdie twee skrifte in Hooglied 4 vers 16 en 5 vers 1 sien as die kern van die boek. Nou, vandag gaan ons verder, daar's verskeie ander elemente in hierdie twee skrifte, en ons gaan bietjie meer intens kyk na die ander elemente, en ek gaan dan nie weer terugverwys na die balsemgeure of die mirre wat in lesing 6 dan reeds behandel is nie. Ek lees dan net vir ons hierdie twee skrifte in die Afrikaanse ou vertaling. Jy is welkom om enige ander vertaling te gebruik. En weer eens het ek hier 'n indeling ingesit, elke keer in hakies, wanneer die vroulike karakter praat, wanneer die manlike karakter praat, en dan die hulle, die onbekende persone of die groep persone. In die vorige lesings het ons gaan kyk dat daar verskillende karakters in hierdie boek is, en die hulle verteenwoordig dan of die dogters van Jerusalem, wat soos die bruid so strooimeisies is, of dan haar familie, of dan 'n groep wat ons dan onseker is oor wie hulle is. Die Bybel sê nie vir ons duidelik wie hierdie hulle is nie, maar uit die konteks kan ons elke keer afleidings maak. En let wel weer eens, jy kan ander afleidings maak as die Gees van die Here jou dan so lei. So in Hooglied 4 vers 6 praat sy dan, en sy sê die volgende woorde, en hierdie is dan soos die hoogtepunt na hierdie huweliksnag van hierdie twee karakters. Word wakker noordewind, kom suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Hy antwoord dan,
Hooglied 5 vers 1. En die res van die lesing sal julle sien, ek dui hierdie gedeelte dan aan as Hooglied 5 vers 1a, en wanneer die hulle dan praat as Hooglied 5 vers 1b. Net terwille daarvan dat ons dan na die lering rondom dit kan kyk. So hy sê dan, ek het in my tuin gekom, my susters bruid. Ek het my mirre met my balsem gepluk. Ek het geëet van my heuningkoek met my heuning. Ek het gedrink my wyn met my melk. En dan die hulle antwoord, eet vriende, drink en word dronk, bemindes. So as ons net hierdie twee skrifte so lees, veral hierdie laaste reeltjie, dan sien ons, hier is 'n klomp elemente in, wat vir ons lekker uitdagende interpretasie moontlikhede daarstel. So ons kyk dan verder na hierdie elemente. So die uitstaande elemente in die kern van hierdie boek, wat ons in hierdie twee skrifgedeeltes vind, is dan natuurlik die agtergrond is 'n tuin, en in die vorige lesings het ons reeds na hierdie tuin idee gekyk, en ons sien dan, dit verteenwoordig hierdie posisie van God se perfekte voorsiening, in die vorm van die tuin van Eden, waar die mens dan gekom het, en uit die mens se keuse, maak ons dan nou foute in daardie tuin. Maar ek verwys net kortliks hierna, ons weet dan ook, daar's dan nog twee ander tuinposisies in die Bybel wat vir ons dan uitstaan. Natuurlik die tuin van Getsemane, waar die Here Jesus gedemonstreer het, dat hy die perfekte mens was. Hy was die enigste volmaakte mens, dat hy in die tuin van Getsemane groot menslike uitdagings die hoof kon bied, en dat hy deurgegaan het met die kruisiging om vir ons sondes te sterf. So as dit nie vir daardie tuin oomblik in die woord van die Here was nie, kon die Here Jesus omgedraai het, wat hy nie sou gedoen het nie, want hy was gehoorsaam aan sy Vader, en hy kon nie deurgegaan het met die kruisiging nie, en daarvoor dat hy sy menslikheid neergelê het, as die seun van God, en nog steeds aan die kruis gesterf het om gehoorsaam aan sy Vader te wees, kan ons hom net loof en prys. En dan natuurlik, eventueel in die boek van Openbaring, sien ons dan weer hierdie element van die perfekte tuin. Dan die volgende element wat ook uitstaan in die kern van die boek, is elke keer hoe ons die twee karakters se optredes teenoor mekaar opweeg. Met ander woorde, haar optrede en sy optrede. En wat leer ons daaruit? Want onthou, dis wysheidsgeskrifte. So wat leer ons daaruit? Want in die wysheidsgeskrifte word optrede geobserveer, geontleed, en dan hierdie skrywers van die wysheidsgeskrifte gepoog om daaruit uit hierdie observasies van hulle wyshede dan uithaal. So ons kan vandag nog steeds dieselfde doen. Dan het ons ook in lesing 6 gaan kyk na die balsemgere, naamlik 'n simbool van die verbond wat tot die dood toe is. En dan in hierdie lesing gaan ons dan konsentreer op die elemente van die wind, die vrug of die resultaat van die tyd wat hulle spandeer in die tuin in, en dan ook die feesmaal gedeelte. Ek gaan meer konsentreer op die element van die wind, en net kortliks dan verwys na die vrug en die feesmaal, aangesien ek dink dit is baie bekende elemente in die Bybel vir die meeste van ons. In Hooglied 4 vers 16 is sy dan nou aan die woord. En wat belangrik is dat ons sal sien hoe haar perspektief, of in Engels word dit genoem haar mindset, verander het teenoor die eerste gedigte wat ons gedoen het. Sy kom in hierdie gedig en sy nooi die wind en haar bediende na die tuin toe. Met ander woorde, sy nooi hierdie twee elemente. Natuurlik wil sy haar beminde in die tuin hê. Dit is mos nou haar geliefde en sy wil graag by hom tyd spandeer. Maar in hierdie ontleding, as ons die res van die woord ook in aanmerking neem en die kultuur of die konteks
waarin Hooglied geskryf is, wat een van ons interpretasiereëls is wat ons toepas, dan sien ons sy nooi ook die wind uit. Die wind is 'n uitdagende element, is 'n onsekere element. So sy het gegroei uit 'n plek van geestelike onvolwassenheid, waar sy onseker was oor haar geliefde. Elke keer as daar uitdagings oor haar pad gekom het, in die vorige 2 gedigte, dan het sy uit haar vlees uit sekere goed gedoen, wat nie in lyn met God se plan was nie. Maar dis opvallend dat sy nou, nadat die verbond tussen haar en haar geliefde bevestig is, het sy sekerheid van hierdie verhouding, en kom sy en sy nooi die wind, wat uitdagings en onsekerhede verteenwoordig in haar tuin in. Met ander woorde, dit sê vir ons, dat sy sekerheid vind in hierdie verbond. En vir ons as die kinders van die Here, gee dit ons geloofsekerheid, wanneer daar wedergeboorte in ons lewe plaasgevind het, dat ten spyte van die uitdagings van die lewe, sal die Here ons nooit verlaat nie. So, ons gaan kyk dan na wat beteken die noordewind en suidewind idee dan vir haar in haar konteks. Nou, ons weet in die konteks van Israel in die tyd waarin hierdie boeke geskryf is, was die wind 'n baie belangrike element in die natuur vir hulle. Die wind het hitte of reën gebring, wat dan nou nodig was in hulle landboukonteks, sodat hulle kon voedsel op hulle tafels hê. So hulle het 'n direkte of 'n naby verhouding, as ek dit so kon sê, met die wind gehad. In Spreuke 25 vers 23 sien ons, die woord sê daar, die noordewind kan reën bring. Maar ons weet ook, die noordewind kan vandag uit die, as ons die weerpatrone in aanmerking neem, stormagtige weer van die berg Hermon se kant of die noordelike kus van die Mediterrane See af vir hulle bring. So, daar's hierdie element van onsekerheid. So, dit is nie net reën nie, dit kan ook stormagtige weer bring. Of dan sê Job 37 vers 17 vir ons, die suidewind kan koue bring. Lukas 12 vers 55 sê weer, die suidewind kan hitte bring. Met ander woorde, die suidewind, as ons na elkaar sou gekyk het, kom dan oor die Sinaï woestyn. Maar dit kan ook, as dit suidwes waai, reën oor die Mediterrane See vir hulle bring. Somme net vir interessantheid, dit word nou nie hier genoem nie, die oostewind, wat dan nou van Jordanië se kant af waai, soos ons dit nou vandag het, is gewoonlik 'n baie warm wind. So uit dit alles uit kan ons dan sien, die wind kan positiewe of negatiewe elemente bevat. En daarom het hulle so intense respek vir die wind gehad, as ons Spreuke 30 vers 4 gaan lees. Die wind het hulle eintlik amper verpersoonlik. En dit sluit aan by Openbaring 7 vers 1, wat vir ons wys hoe magtig die wind is, dat die Here God 4 engele stuur op die 4 hoeke van die aarde, om hierdie wind dan vas te hou. So die wind kry ons baie keer hierdie element in, dat dit die almag van God verteenwoordig, soos wat mense dit in die natuur beleef. In die Hebreëus noem hulle die noordewind die Shafon, en daardie woord beteken donker of onbekendheid, selfs 'n onheilspellende betekenis kan daaraan gekoppel word. Die suidewind noem hulle die Teman, en dit beteken weer die regterkant van 'n persoon, wat ons dan weet 'n meer positiewe konnektasie het, wanneer Jesus staan mos dan nou aan die regterhand van God vandag, as ons dit dan nou gaan sien in die groter konteks van die hele woord. En dit sluit alles aan by die wysheidsgeskrifte van die tyd, waar ons sien, Job het hierdie selfde perspektief geopenbaar. Hy het die wind verpersoonlik as
as in 'n vorm van uitdagings wat hy beleef het. In Job 1 vers 9 sien ons, sy kinders sterf as gevolg van 'n wind wat hulle woning kon verwoes. Hy vergelyk ook sy lewe met die wind in Job 7 vers 7. Hy vergelyk woorde met die wind, Job 8 vers 2, ons gaan later weer daarna verwys. Met ander woorde, hy beleef die werking van die wind as God se almag of krag, en soms op 'n positiewe of 'n negatiewe vlak, as ons dan na Job 30 vers 15 en 22 gaan kyk, afhangende nou natuurlik, soos Job en sy vriende dit dan nou beskou het, of jy in lyn is met God se plan vir jou lewe al dan nie, of daardie beskouing dan van hulle reg of verkeerd was. Maar hoe dit ook al sy, dit dui op die mindset waarmee die mense van die tyd na die wind sou verwys het. En Dawid sit in die psalms hierdie uitkykpunt voort, as sy belewenis van die wind die werking van die teenwoordigheid van God is. En op die skerm sal jy dan sien, daar's eintlik so baie psalms wat daarna verwys, daar's enkeles wat ek genoem het. En dan natuurlik Prediker, die hele boek van Prediker, ek het nie skrifte aangehaal nie, want dit is byna in elke boek in Prediker, en dit is so bekend. Prediker vergelyk sy lewe met 'n gejaag na wind. So, die gevolgtrekking wat ons kan maak hieruit, is dat uit die metafoor wat gebruik word, dat sy die noordewind en die suidewind in haar tuin innooi, kan ons aflei dat sy eintlik op 'n plek is, waar sy haar tuin nie afsluit vir die wind nie. Met ander woorde, haar verhouding met hierdie geliefde, haar verbondsverhouding, het sy 'n besef dat daar gaan winde waai en daar gaan uitdagings kom. Maar die wind wat deur haar tuin waai, sal deur hierdie verbondsverhouding die balsemgeure laat uitvloei na buite. Met ander woorde, dit sal verkondig hoe kragtig die verbond is. 'n Verbond wat staan ten spyte van die uitdagings. En dit is soos 'n getuienis, né? Dat wanneer die swaar kry van die lewe oor ons pad kom, ons, soos die bekende Paulus ook getuig in die Nuwe Testament, ons God se almag en grootheid daarin beleef. Maar die voorwaarde daarvoor is dat die liefde moet bly, en dan groei ons verhouding in die Here. So in kort, om hierdie metafoor van die noorde en suidewind wat sy innooi, sodat die balsemgeure daaruit kan voortvloei, om dit te interpreteer, wil ek graag na 'n Nuwe Testamentiese skrif verwys in Romeine 8:28 wat sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, let wel, liefhet, sien julle die liefdesverhouding hierin, dis die voorwaarde. En dan die res van die vers sê, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En hierdie voorneme, as ons na hierdie skrif gaan kyk uit die wysheidsgeskrifte konteks, dan sê ons met ander woorde, dit beteken vir die wat binne in sy plan bly. En ons weet, volgens die wysheidsgeskrifte is die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, vir die digters wat dan hierdie boek sou geskryf het van Hooglied, is die Torah vir hulle die openbaring van God se plan. En as ons na hierdie skrif kyk, dan verduidelik dit vir ons so mooi wat sy eintlik sê in Hooglied 4 vers 16. Dat in hierdie verhouding, waar sy haar geliefde bly liefhet, vind sy die sekerheid, dat as sy hom bly liefhet, as die liefde daar bly in die tuin van Eden posisie, sal alles wat met hulle gebeur ten goeie meewerk. Dan kan die noorde en die suidewind maar kom. Die Here sal dit na sy na hulle voordeel laat meewerk, sodat hierdie verhouding van hulle verdiep. En as ons dan gaan kyk na Hooglied uit 'n
perspektief van dis 'n analogie tussen God en Israel, of dan nou die lam van God en die bruid, dan sien ons dat dit ook presies daarin waar is. Maar die voorwaarde is, die liefde moet bly. En dit is baie keer ons uitdaging as gelowiges. As die winde van die storms in ons lewens kom waai, dan verloor ons baie keer ons liefde vir die Here, en ons bevraagteken hom, en ons word kwaad vir hom, en dan kan ons nie insien hoe alles wat met ons gebeur, éventueel ten goeie kan meewerk nie. En dis die voorwaarde. As ons in die storms die liefde vir God behou, dan sal dit éventueel vir ons ten goeie meewerk. Die laaste gedeelte in vers 16 is dan die oomblik wanneer sy haar beminde nooi om in sy tuin in te kom en van sy kostelike vrugte te eet. Nou hierdie woord kostelike in die Afrikaanse ou vertaling kan ons ook vertaal uit die Hebreëus uit met waardevolle of betekenisvolle vrugte te kom eet, né? Maar weer eens hierdie twee woorde wat ek gehooglig het is, hy moet in sy tuin inkom. Met ander woorde, hy moet in posisie inkom. Hierdie vrugte gaan hy nie kan eet as hy nie in posisie is nie. So baie keer het ons hierdie uitkykpunt as kinders van die Here, dat ons huil en ons kla, omdat ons nie dieselfde vrugte het om te eet as ander gelowiges nie, maar ons is baie keer nie in posisie nie. Die vrugte wat haar geliefde het om te eet, is in die tuin, nie buitekant die tuin nie. Met ander woorde, binne in hierdie verbondsverhouding met haar, nie buitekant die verbondsverhouding nie. En ons kan dit ook gaan toepas in ons geloofslewe. En dan die ander woord wat ek gehooglig het, is hy moet hierdie vrugte eet. Met ander woorde, hy moet dit inneem, hy moet dit verteer. Hy kan nie net daar staan en na dit kyk nie. Hy moet met ander woorde hierdie vrugte gebruik, waarvoor dit gemaak is, met ander woorde, waarvoor God dit geskep het. Hy moet dit dan met ander woorde eet. En uit die konteks van waaruit hierdie gedigte, hierdie liedere en hooglied saamgestel is, gaan ons dan weer kyk, want onthou nou, hulle gaan dit sien uit, as hulle die gedigte saamstel, die skrywers daarvan, of die digters daarvan, uit die konteks van die Torah, en dan uit die ander wysheidsgeskrifte, wat heel moontlik reeds op daardie stadium beskikbaar was. So uit dit uit sien ons dan, as ons na Levitikus 25 vers 19 gaan kyk, dan sê daar die woord, die land sal sy vrugte gee, en julle sal volop eet, en veilig daarin woon. Dis 'n belofte van God, dat hierdie as hulle gehoorsaam is, as hulle sy verbondsbepalings gehoorsaam is, dan sal die land, die beloofde land wat God aan hulle gegee het, vrug dra, en hulle sal volop daarvan eet. Met ander woorde, hulle sal nie honger ly of ondervoed wees nie, en hulle sal veilig daarin woon. So weer eens is dit hierdie idee van die bepalings van die verbondsverhouding. Met ander woorde, bly in posisie binne in die tuin in, en die tuin is hierdie plek van verbondsverhouding. Dan sien ons ook in Deuteronomium 28 vers 53 die volgende woorde, en jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns en jou dogters, wat die Here jou God gegee het, in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyand jou benoud gemaak het. Met ander woorde, hierdie skrif gee vir ons die teendeel, dat as jy buitekant die verbondsverhouding beleef, in plaas daarvan dat die vrug van die land dan jou sal voed, sal jy op 'n plek kom waar dit negatief sal wees, dat jy jou eie vrug sal eet. Met ander woorde, dat jy jouself van binnekant af sal verwoes. En dit is wat gebeur as jy binne in 'n verbondsverhouding buite die bepalings van God dan beweeg. Dan sien ons ook die volgende skrifte in Spreuke 1 vers 31
13 vers 2 en 18 vers 12. Spreuke 1 vers 31 sê dan hierdie woorde, en onthou nou dis observasies. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Verwys eintlik terug na Deuteronomium 28 vers 53. Met ander woorde, as jy bose planne het, as jy negatiewe planne het, dan sal jy die eet van die vrug van dit wat jy doen. Spreuke 13 vers 2, van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie, maar die begeerte van die ontroues is 'n daad van geweld. So ons sien weer hierdie element daar, dat jy gaan van jou optrede resultate beleef, soos 'n vrug wat jy gaan eet. En dan natuurlik die bekende Spreuke 18 vers 12, wat ons almal ken, wat dan sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En dit sluit aan by Job 8 vers 2 se woorde, dat Job sê woorde is so kragtig soos die wind. En ek lees dan verder in vers 12, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So met ander woorde, ons kan sê, as ons hierdie skrifte dan toepas, saam met dit wat sy hier sê, in vers 16, is die gevolgtrekking dat dit wat binne in jou tuin gebeur, of gesê word, het gevolge of resultate, dit het uitvloeisels. So wees versigtig daarmee. Dit kan lewe gee, of dit kan dood gee, met ander woorde, baie negatiewe gevolge hê, dood in die verhouding. En ons sien dit is weer eens 'n kontras met die vorige gedig, waar hy op 'n plek gekom het, waar hy gesê het, uit hierdie tuin uit, wanneer hy haar dan ontmoet, vloei 'n fontein van lewende water. En as hierdie fontein van lewende water dan uit hierdie verbondsverhouding vloei, en dit die bome in hierdie tuin nat maak, volgens God se plan, dan sal dit goeie vrugte dra, maar jy moet kies watter bome plant jy. En ons plant bome met ons mond, met ons tong. En dit wat jy plant, die saad wat jy plant, is die boom wat gaan groei en die vrug wat gedra gaan word in jou lewe. En daarom kan ons dit terugvat, dat sy kom dan, en sy sê in hierdie vers, sy nooi haar beminde, om kostelike vrugte te eet, met ander woorde, waardevolle en betekenisvolle vrugte. So ons moet sorg, dat ons ook in ons geestelike lewe, in ons verhoudings met die mense rondom ons, deur ons woorde, waardevolle of betekenisvolle vrug dra. En nou gaan ons verder na Hooglied 5 vers 1 toe, die eerste gedeelte, ek merk dit dan net terwille van die lering, waar ons nou na sy woorde gaan kyk. So wat is sy reaksie? En ons sien, hy doen 3 dinge. Die eerste is, hy kom in sy tuin in. Met ander woorde, hy bly nie buite nie, hy kom in posisie in. So met ander woorde, posisie is baie belangrik. Jy moet in posisie inkom. En let wel, niemand anders kan dit vir hom doen nie. Hy moet dit vir homself doen. Dan die tweede element was dan natuurlik die balsem en die mirre, en dit verteenwoordig natuurlik die uitdagings of die swaar kry, wat hulle beleef in hierdie verhouding. Ten spyte daarvan kies hy dan nog steeds om in te kom en hierdie verbond met haar te sluit, tot die dood, totdat die balsem en die mirre gebruik sal word. En ons kan eintlik sê, dit dui vir ons op sy commitment, vergewe my Engelse woord, sy commitment in hierdie verhouding. En dit is so belangrik, dat ons baie keer sien in vandag se verhoudings, nie net in huweliksverhoudings nie, maar ook in mense se verhoudings met die Here, is dit so gou, dat wanneer uitdagings kom, hulle dan besluit om op te gee. So daarom moet jy commit, totdat die oomblik van balsem en mirre dan aanbreek. So dan, die derde ding wat hy doen, as hy dan in hierdie tuin inkom, is, hy gebruik die vrug, wat sy dan nou tot sy beskikking stel. Met ander woorde, die produk van hierdie verbondsverhouding tussen hom en haar. En ons sien dan, hierdie produk is heuning, melk en wyn, waarna ons dan nou in meer detail gaan kyk.
Ja, en oor hierdie 3 elemente kan ons eintlik 3 aparte seminare hou oor die simboliek daarvan in die Bybel. Daar is so baie simboliek daarin. Nou ek is geen kenner van heuning nie en ons weet heuning het so baie elemente, genesende elemente, voedingselemente. Maar kom ons gaan kyk dan terwille daarvan uit hierdie konteks waarin dit geskryf is, net baie kortliks na die volgende verwysings in die skrif. Heuning was vir hulle in hulle konteks 'n simbool van die opbrengs van die land Kanaan. In Genesis 43 vers 11 sien ons dat Jakob woon nog in die land Kanaan. En op daardie stadium was Josef sy seun dan nou in Egipte gewees en daar is groot hongersnood in Kanaan en hy stuur dan nou sy ander seuns Egipte toe om graan te gaan koop. En wanneer hulle dan die tweede keer teruggaan, stuur hy heuning, balsem, speserye, gom, neute en amandels as 'n geskenk saam van die land Kanaan af. So reeds voordat Moses dan kom en hy dan nou die belofte van die Here kry, dat die Here hulle sal terugstuur na die land van melk en heuning toe, was Kanaan reeds bekend vir sy heuning. Met ander woorde, heuning was vir hulle die simbool van die opbrengs van hierdie land. En ons sien dan daarom dat dit deel was van God se belofte vir die volk, dat hy hulle sou terugstuur na die land van Kanaan. Daar is so baie skrifte in die Bybel daaroor, ek noem net enkeles hier. So hierdie idee van die heuning sien ons dan, dit is 'n metafoor dat die bruid en die bruidegom kom in die beloofde land in. In die vorige gedeelte in hierdie gedig waarvan vers 16 en Hooglied 5 vers 1 dan die hoogtepunt is, het sy hierdie beeld van die woestyn gebruik, hierdie metafoor van die woestyn. So met ander woorde, hulle het nou uit die woestyn uit beweeg. Die woestyn was vir hulle hierdie verlovingstydperk waar daar skeiding tussen hulle twee was, tot in hierdie posisie waar hulle nou by mekaar is en die verbond bevestig is in die tuin. En hier is hulle nou in die beloofde land. En let wel, hier in die beloofde land is dit God se belofte. Hy voorsien melk en heuning. Hy sê nie in die woord, hy stuur hulle na die land van melk en heuning en graan toe nie. Of die land van melk en heuning en koring nie. Nee, hy sê hier, hy stuur hulle na die land van melk en heuning. En ons weet dat om melk en heuning te produseer, kan die mens eintlik nie uit sy eie uit dit bewerkstellig nie. Vandag in ons konteks het ons ja wel melkerye en ons weet dat mens dan nou die bulle by die koeie moet bring om melk te hê. Ons kan heuningkaste neersit op die regte plekke. Maar in die natuur is dit nie iets wat die mens kan voorsien nie. Alhoewel die mens graan kan voorsien deurdat hy die lande bewerk en die saad plant vir die graan. Natuurlik is God dan die een wat die vermoë binne in die saad geskep het om dit te laat opkom. So hierdie metafoor sê dan eintlik vir ons, God voorsien die verbond. Hy voorsien die liefde. Hy voorsien die tuinposisie. Hy voorsien die hoop dat daar altyd hoop is ten spyte van 'n gebroke wêreld vir 'n perfekte verhouding in 'n verbond. Maar daar is altyd 'n element van eie verantwoordelikheid wat jy in 'n verhouding werk moet insit. Want geen mens kan net op melk en heuning bly lewe nie. Sekerlik vir 'n kort tyd en dit is seker moontlik om lank daarop te gaan, maar as jy voluit moet werk, vol lewe moet lewe, hard sou moes werk soos wat hulle in daardie tyd hard moes gewerk het om die landerye te bewerk en so aan, sou jy substansie nodig gehad het, sou jy
koolhidrate nodig gehad het om jou liggaam energie te verskaf in die vorm van graan. So, al is daar die mooi en die soet van die lewe, is daar altyd nog steeds 'n element van verantwoordelikheid. Ons kan nie op 'n plek gaan sit en net sê, die Here moet vir ons net voorsien die mooi en die soet nie. Daar is 'n element waar ons ook eie verantwoordelikheid moet neem. En dan die volgende element is dan natuurlik melk. En weer eens gaan ek baie kortliks net hierna verwys. Melk is die begin van voeding, terwyl heuning dan die hoogtepunt is. Ons kan dit eintlik so noem in Engels, melk is die substance, dit wat bietjie substansie het, terwyl heuning dan iets is wat meer plesier verskaf. So, melk is nodig in die begin van 'n mens of 'n dier se lewe, moet hy daardie voeding kry. Maar ons kan almal regkom sonder heuning. So, melk is dit wat noodsaaklik is om 'n lewensproses te begin, terwyl heuning dit dan simboliseer wat vir ons plesier is. Met ander woorde, heuning is die soet van die lewe op ons tong, maar ons moes almal dan reg begin het met melk. Ek dink as ons 'n babietjie begin met so 'n bietjie heuningstroop, gaan daardie kind baie siek word. So dit is die metafoor in hierdie gedig dan, dat sy is dan ook vir hom die begin van die verhouding, die basis van die verhouding, waaruit die verhouding gebore word. Maar sy is ook vir hom die hoogste plesier. En dit kry hy binne in hierdie tuin. En dan die laaste element is dan die wyn, wat hy hier ook kry. En die wyn is dan die produk van die wingerd, wat hy so opgepas het en so moes versorg het. En ons gaan nou in die volgende bietjie meer daarna kyk. Weereens weet ons, dat in die konteks van die woord, het wyn so 'n ryke en 'n groot betekenis. Ons kyk dan na die B-gedeelte van Hooglied 5 vers 1, en hier is die hulle aan die woord. En as ons die Afrikaanse ou vertaling gebruik, ek is baie lief vir die Afrikaanse ou vertaling, maar jy kan enige vertaling gebruik, ek het baie vertalings van die Bybel, maar in my persoonlike Bybelstudie, omdat ek met dit groot geword het, is ek baie lief vir die Afrikaanse ou vertaling. Dit bied vir my 'n goeie basis, en van waar om lering te gee in ons Afrikaanse konteks, maar jy is welkom om enige vertaling te gebruik, soos die Gees van die Here jou lei. Maak tog net seker dat dit korrekte vertaling is. Hoe dit ook al sy, in die Afrikaanse ou vertaling lees die volgende gedeelte in hierdie skrif dan: eet vriende, drink en word dronk bemindes. Nou dit bied vir ons groot uitdagings as ons hierdie skrif moet interpreteer. En die Afrikaanse ou vertaling gebruik 'n kommapunt voor hierdie woorde, asof dit nog 'n gedeelte van die vorige sin was. En hier is vir ons 'n bietjie 'n probleem in die vertaling. As ons 'n kommapunt gebruik, dan beteken dit is die manlike persoon se woorde. En dan klink dit vir ons asof hy dan 'n uitnodiging rig tot sy vriende. En uit hierdie verbondsverhouding kom hy dan en hy sê vir hulle: kom vriende, eet en drink en word dronk saam met ons bemindes. En dit klink nie goed nie. Dit klink na so 'n dronkparty. En dit voel vir ons moeilik om te interpreteer in hierdie verbondsverhouding konteks. Ek gaan vir julle in die volgende skyfies dan die alternatief gee, as ons dit dan nou so sou interpreteer. In die meeste ander Bybels sal ons sien, hierdie sinnetjie, eet vriende, drink en word dronk bemindes, word beskou as 'n aparte sin. Dit begin met 'n hoofletter, in teenstelling met die klein lettertjie wat hier gebruik is in die Afrikaanse ou vertaling. En die oomblik as ons dit dan gebruik as 'n aparte sin en dan 'n woordontleding gaan doen, dan sien ons in die
Hebreëse geskrifte is dit dan eerder die woorde van die hulle en nie die woorde van die manlike karakter nie. Met ander woorde, die woorde van die heel moontlik sy familie of die persone wat dan saam met hom hier is na hierdie huweliksbevestiging wat dan vir ons in lyn is met die Joodse konteks in hoe 'n Joodse huwelik volbring is. Na die bevestiging van die huwelik sou die manlike persoon se familie dan saam met hulle fees gevier het. So heel moontlik is dit dan eerder hulle woorde hier. En dit is 'n uitnodiging wat hierdie familie dan rig, sodat hulle die gaste dan nou uitnooi na hierdie huweliksviering toe. En dan in hierdie sin, ek het dit hier gehooglig, is daar dan 2 uitnodigings. Die eerste uitnodiging is dan in blou, kom eet vriende. En met ander woorde, dit nooi die vriende na die huweliksmaaltyd toe. Omdat daar dan 'n komma is die tweede gedeelte in hierdie sin, hier in pers gemerk dan, die uitnodiging aan die bemindes. En die uitnodiging aan die bemindes is dan, drink en word dronk, bemindes. En omdat ons Hooglied dan lees as metafore wat in gedigte gebruik is hierdie drink en word dronk, dan nie drink en word dronk van drank nie, maar drink en word dronk van die liefde, soos wat ons dan sien in die konteks van die hele boek van Hooglied. Dan maak dit vir ons meer sin, as 'n metafoor dan. As ons dit letterlik sou interpreteer, as 'n verhaal van Salomo en sy bruid, dan sou hierdie sinnetjie ook letterlik geïnterpreteer moes word. En sou dit beteken het, die Bybel nooi hierdie klomp mense dan nou uit. Hierdie 2 geliefdes wat dan nou net getrou het, en hierdie vriende nooi die Bybel dan uit om dronk te word. En dit is strydig met die woord van die Here. Ons sal dan in die volgende skyfies meer daarna gaan kyk. So wat beteken dan hierdie woorde, drink en word dronk, my bemindes? So weer eens is die sleutel om hierdie skrifte te verstaan, die Torah vir ons. Want die Torah sou die inspirasie wees waaruit hierdie wysheidsgeskrifte dan nou geskryf word. En moet ons hierdie woorde van drink en word dronk sien in terme van die verbond. En deel van die verbond sien ons dan dat hulle ook 'n drankoffer uitgegiet het. En hierdie drankoffer het weer eens begin soos die konsep van die heuning wat 'n voorbeeld is van die opbrengs van die land by Israel se stamvader Jakob. En wanneer Jakob dan die Here ontmoet by Bethel, sien ons as hy 'n tweede keer terugkom, ontmoet die Here hom weer daar in Genesis 35 vers 14, net voordat hy terugkom Kanaan toe en hy nou bang is om sy broer Esau te ontmoet. En daar sluit hy 'n verbond met die Here. En die Here kom en die Here sê vir hom, Jakob, ek verander jou naam na Israel. En hier kom hierdie verbond met Israel tot stand. En wat Jakob dan doen is, op hierdie klip gooi hy dan 'n drankoffer uit. Die Bybel sê nie spesifiek wat was die vloeistof daarin nie, maar dit praat van olie en dan ook 'n drankoffer wat hy op hierdie klip dan uitgooi as 'n simbool van sy verbond met die Here God. En hierdie simboliese handeling van Jakob gaan voort wanneer die Here dan kom en vir hulle in die Torah dan die bepalings gee. Die drankoffers word daarna ook in die tabernakel gebruik. Voorbeeld daarvan, jy kan gaan lees in Numeri 4 vers 7. Dit was deel van die daaglikse brandoffer in Exodus
29 vers 40 tot 41 en ook van die ander offers in Numeri 14. Dit was ook deel van die feeste, Levitikus 23 sien ons. Ons is nie presies seker hoe is dit aangewend nie. As ons hierdie skrifte gaan lees, dan sien ons dat gewoonlik is dit saam met die dier, saam met die dier gebrand. Die Bybel sê dit is saam met die dier gebrand. Maar ons is nie seker of hierdie woorde beteken dat dit op die grond rondom die altaar uitgegooi is nie. Dis die mees aanvaarbare verduideliking. 2 Samuel 23 vers 16 sien ons, dit is wat Dawid dan gedoen het, as simbolies dat hy hierdie offer wat sy manne vir hom gebring het op die grond uitgooi. Maar as ons hierdie skrifte gaan ontleed, dan lyk dit soms vir ons asof dit ook voor die tyd oor die dier uitgegooi is en daarna is die dier dan gebrand. Ek kan dit amper vergelyk met soos as ons in vandagse tyd, as jy byvoorbeeld wilsvleis sou voorberei, weet ek, my ouma het ons geleer, jy was dit voor die tyd bietjie in bruin asyn, om dan daardie vleis mooi skoon te maak. So, miskien was dit op dieselfde manier gebruik. Andersins is die mees algemene interpretasie, dat die dier is op die brandofferaltaar gesit, en hierdie drankoffer is dan rondom die altaar uitgegooi. Wat belangrik is, egter is, dat hierdie drankoffer is altyd saam in kombinasie met 'n offerdier of 'n graanoffer gebruik. Met ander woorde, nooit alleen nie. Dit is vir ons dan die rede waarom Prediker sê in Prediker 9 vers 7, eet en drink en geniet die lewe, as 'n aanduiding van, dit is sy gevolgtrekking waartoe hy gekom het, dat dit is God se plan. Met ander woorde, gebruik dit in 'n kombinasie. En as ons dit dan so sou interpreteer, dan sou hierdie skrif vir ons sin gemaak het, dat hierdie twee sal in hierdie kombinasie waar hulle as 'n man en 'n vrou in hierdie huweliksverbond saamkom, word hulle lewe uitgegiet as 'n drankoffer. En die resultaat daarvan is dat hulle dan dronk word van die liefde. En ons moet altyd in gedagte hou, in die Bybel waar ons van wyn lees, moet ons baie duidelik onderskei, waar wyn 'n aanduiding is van menslike gebruik daarvan, en waar dit simbolies is van die bloed van die lam. As dit simbolies is van die bloed van die lam, soos by die, die gebruik van die offers, moet ons baie versigtig wees, om dit nie te gaan toepas in ons lewe, om vir iemand te sê, hy mag of hy mag nie wyn drink nie. Want in die konteks van die hele woord van die Here, weet ons, Jesus is die ware wingerdstok, en ons is in hom, Johannes 15 vers 1 tot 15. Dis gebruik ons van hierdie wingerdstok, met ander woorde die produk van hierdie wingerdstok, die nagmaal. Maar ons word nie dronk daarvan nie. Met ander woorde, ons gebruik dit in die verbondskonteks van die nagmaal. Daarom moet ons so versigtig wees, hoe ons met hierdie skrifte omgaan. So daarom herinner Hooglied 5 vers 1b ons in hierdie sinnetjie, aan die feesmaal van die lam, in Openbaring 19, as jy dit as 'n analogie sou sien tussen Jesus Christus en dan sy verhouding met die kerk, wat dan sy bruid voorstel. En sou dit dan vir ons in hierdie konteks meer sin gemaak het. Ek gaan in die volgende skyfie vir ons dan net terwille van die illustrasie, hoekom ons so versigtig moet wees oor hoe ons interpretasiereëls toepas, die volgende alternatiewe interpretasies aanhaal. So in die eerste lesings het ek dan vir julle na 'n paar interpretasiereëls verwys. So ons moet baie versigtig wees hoe ons die Bybel interpreteer, dat ons dit altyd in die konteks sal interpreteer van die tyd en die gehoor waarin dit geskryf is, maar ook in die konteks van die hele woord. Met ander woorde, wat openbaar dit vir ons oor God se plan met die mens en God se karakter. Ons kan dit nooit
buite hierdie konteks aanhaal nie. En ons sien so baie keer dat skrifte aangehaal word om mense se opinies te regverdig. En dit is 'n agterste voorom benadering. Ons opinies moet gelei en gerig word deur die skrif. Die skrif kan nie gelei en gerig word deur ons opinies nie. En ek gaan die volgende skrifte net vir julle aanhaal om vir julle te wys wat is die verskillende interpretasies sou julle dan gekies het om hierdie skrif in Hooglied 5 vers 1 letterlik te interpreteer. Julle weet baie keer sal mens hoor dat mense sê, maar Hooglied 5 vers 1 sê dan, die Bybel sê dan, ons kan drink en dronk word. En dit is so 'n goeie voorbeeld van hoe 'n skrif in die woord van die Here buite konteks dan aangehaal word. So kom ons gaan kyk bietjie dan in die konteks van die hele skrif. Gee die Bybel ons toestemming om te drink en dronk te word. En na die een of die ander kant toe is dit veroorsaak dit probleme. Met ander woorde, as ons redeneer, die Bybel gee ons toestemming om te drink en dronk te word, weet ons nou natuurlik, dit is nie in lyn met God se plan nie, maar na die ander kant toe ook, as ons kom en ons plaas wette op mense rondom drank, dan is ons terug onder die wet van die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Torah, en die Here Jesus het dit kom vervul. Ons het nou die wet van die liefde in ons harte as wedergebore kinders van die Here, en uit ons liefde vir die Here sal ons in lyn met sy plan beweeg. So ons moet altyd sorg dat ons perspektief so mooi reg bly wanneer ons dan hierdie skrifte lees. Maak nie saak na watter kant toe jy dit dan nou toepas nie. So kom ons gaan kyk bietjie, ek het hulle gemerk hier op die skermpie, waar die woord van die Here dan sê nee, met 'n kruisie, jy mag nie drink nie, en dan 'n regmerkie, waar dit lyk of die Bybel dit dan sien as toelaatbaar. En wat ek wil hê, julle moet ook op let hierna, en let wel, ek het nie 'n opinie hieroor nie, ek is ook nie besig om met hierdie lering vir jou 'n opinie te gee, of toestemming te gee, of te verbied om te drink of nie te drink nie, maar die Bybel onderskei baie duidelik tussen die drink van wyn en dronk word. So let na hierdie skrifte, as jy dit aanhaal vir iemand. In Levitikus 10 vers 9, en dit word ook weer herhaal in Esegiel 44 vers 21, sê die woord van die Here, die priesters mag nie wyn en sterk drank gedrink het nie, wanneer hulle in die tent van samekoms bedien het nie. So met ander woorde, vir hulle was dit 'n wet. En dan was dit ook 'n wet wanneer iemand 'n Nasareër belofte afgelê het, in Numeri 6 vers 3 tot 20. So, in 'n Nasareër belofte mag hulle dan vir 'n tydperk geen wyn gedrink het nie, eintlik geen produk van die wingerdstok gebruik het nie, met ander woorde, hulle mag ook nie rosientjies en sulke goed geëet het nie. 'n Voorbeeld daarvan is Samson in die Ou Testament, en dan natuurlik Johannes die Doper in Lukas 1 vers 15. En dit was gewoonlik mense wat dit moes gedoen het, omdat hulle afgesonder was vir die Here. So uit hierdie eerste 2 aanhalings sien ons duidelik, dit was 'n bepaling vir mense wat 'n baie spesifieke taak vir die Here verrig het, en wat afgesonder was vir die Here. Die res van die volk kon dan wyn gebruik het. Maar dan sien ons baie duidelik dan ook in die volgende skrifte in Spreuke 31 vers 4, dat die wysheidsgeskrifte maak 'n observasie in hierdie skrif, dat helde en sterk manne, met ander woorde, manne in leiersposisies, ons sien dit herhaal in Jesaja 5 vers 22, hulle moenie sterk drank gebruik het nie. Met ander woorde, dit beïnvloed hulle goeie oordeel. En daarom kom Spreuke 20 vers 2 en sê dit baie duidelik, dronkenskap is onverstandig. So ons sien uit hierdie Ou Testamentiese skrifte baie duidelik
dat in die Ou Testament was die bepaling, sekere persone is afgesonder en hulle mag geen vorm van wyn of alkohol dan gebruik het nie. Dat Spreuke vir ons sê dat as jy in 'n leiersposisie is, kan jy in die risiko kom dat dit jou oordeel beïnvloed en dat die woord dan ook sê in Spreuke 20 vers 2, maak nie saak wie jy is en hoe jy daaroor redeneer nie, dronkenskap is onverstandig of sommer reguit gesê, dwaas. So, ons sien dan in die Nuwe Testament, Efesiërs 5 vers 18 sê vir ons baie duidelik, sommer net reguit, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, word dronk in die Heilige Gees. En dit is wat gebeur het op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is. As julle Handelinge 2 gaan lees, die mense wat na hulle gekyk het, het gedink hulle is dronk, maar hulle was onder die invloed van die Heilige Gees gewees. Romeine 13 vers 13 sê vir ons, dronkenskap is deel van 'n lys van onwelvoeglike handelinge. En as jy daardie lys gaan lees, dan is dronkenskap op presies dieselfde vlak as enige een van daardie ander handelinge. Dan Romeine 14 vers 21 sê, as jy deur alkohol gebruik 'n struikelblok is vir ander mense, moenie drink nie. Met ander woorde, as jy in die geselskap is van iemand vir wie alkohol 'n uitdaging is, moenie alkohol gebruik nie. Galasiërs 5 vers 21 sê ook dan vir ons, dronkenskap, onder andere, is die werke van die vlees, né? En dan gaan dit aan en dit sê, die sulke sal nie die koninkryk van die hemele beleef nie. Nou, ek kan nou nie hier in detail oor die koninkrykslering ingaan nie, maar ons weet dan wat hierdie posisie van die koninkryk beteken as ons dit dan gaan lees in die konteks van die Nuwe Testament, dat dit 'n plek is binne in jou, sê die skrifte in Lukas, die koninkryk, en dat die koninkryk 'n posisie is van geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees, volgens Romeine 14 vers 7. So as jy in dronkenskap is jou risiko groot dat jy uit geregtigheid gaan handel, dat jy nie in vrede gaan lewe nie, en dat jy nie die blydskap van die Heilige Gees gaan hê nie. Met ander woorde, jy staan uit die koninkryksposisie uit. 1 Korintiërs 5 vers 11 sluit aan hierby, en dit sê ook, dronkenskap is deel van 'n lys van mense met wie jy nie moet omgaan nie. So baie duidelik in die Nuwe Testament, dat dit nie 'n plek is waar ons moet ingaan nie. Die volgende skrifte in die Nuwe Testament, en dan ook in Prediker, dui dan vir ons daarop dat dit wel toelaatbaar is. En let wel, as ek sê toelaatbaar, dan bedoel ek met verwysing daarna om die drank te gebruik, nie dronkenskap nie. Dis baie belangrik. Moenie my verkeerd verstaan hier nie. Prediker 9 vers 7 sê die prediker, gaan dan heen, eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal 'n welbehae in jou werke. Met ander woorde, daai posisie van voor die grondlegging van die aarde. Met ander woorde, jy gaan nie God se liefde, sy genade verdien nie. God het dit vir jou gegee nog voordat jy geskape is. En maar hierdie skrif in Prediker moet ons dan nou in gedagte hou. Die skrifte in Prediker is nie wette nie, dis observasies. En wat observeer die prediker? Dat dit met ander woorde goed is, dat jy hierdie wyn saam met jou brood gebruik. En baie mense sal hier in die nagmaal simboliek ook lees. Jy kan kies wat jou interpretasie ook al is. Maar terwille net hier van die illustrasie, gaan ek dan net bly by die fisiese maaltyd van eet jou brood en drink jou wyn, maar dan saam, amper soos 'n feesmaal. En dit sluit vir ons dan nou ook aan by die Torah, waar hulle die wyn en die offers gebruik het, maar altyd dan saam met die graan of die vleisoffer van die diere dan.
Dan as ons ook Romeine 14 vers 21 lees, sal ons sien die woordjie as is daar. Met ander woorde, dis indien nie, mag jy drink. Met ander woorde, as jy nie verander 'n uitdaging is nie, mag jy drink. 'n Tipiese illustrasie daarvan is, as jy dan op byvoorbeeld 'n troue is, en daar word 'n glasie champagne gedrink op die huwelikspaartjie, is dit hier as jy dan nie 'n uitdaging is nie. Maar dit is tussen elke persoon en die Here. Let wel, ek gee dit nie hier as 'n skrifverwysing vir toestemming om te drink nie. Elkeen van julle moet dit self na die Here toe vat. Ek wys net hierop dat die skrif in Romeine gee dit as opsioneel. Dan sien ons ook in 1 Timoteus 5 vers 23 sê Paulus dan vir Timoteus, hy moet 'n bietjie wyn drink vir sy maag, en let wel, die fokus is hier op 'n bietjie, nie baie nie, en hy gebruik dit hier in die konteks van medisyne, so ons moet ook versigtig wees om dit hier buite die konteks aan te haal. So al hierdie skrifte, dan nie hier om 'n opinie te gee na die een of die ander kant toe nie, of om jou vry te stel, of om jou onder 'n wet te sit nie, maar bloot om vir jou te illustreer hoe dat ons 'n skrif in die konteks van die hele woord moet lees, en ons versigtig moet wees om dit nie buite die konteks van die woord dan aan te haal nie. So ek vat dan kortliks in hierdie laaste skyfie die gevolgtrekking aan die einde van hierdie lesing 7 dan saam. Die eerste ene is dan in die wysheidsgeskrifte, wat ons dan nou gesien het, een van die interpretasiereëls in die eerste lesing is, ons moet dan gaan kyk, is 'n boek occasional, soos hulle in Engels sê, met ander woorde, is dit vir 'n geleentheid geskryf, dis 'n observasie, of normatief, met ander woorde, stel dit 'n reël daar, dan is dit 'n wet. Dit is iets wat nie opsioneel is nie, dis soos die wette in Exodus 20, jy mag nie steel nie, jy mag nie oorspel pleeg nie, klaar, oor en uit en gedaan. So ons moet altyd, as ons dan die wysheidsskrifte gaan lees, dan seker maak vir ons, is hierdie skrifte dan vir 'n geleentheid geskryf, of is dit dan normatief? En ons weet dan nou natuurlik, dit is observasies wat gemaak is van wat wys behoort te wees, maar nie noodwendig altyd is nie. Ons moet onthou, as ons dan die boek Prediker byvoorbeeld lees, sien ons Prediker se gevolgtrekking is, hy kom tot die gevolgtrekking, aanvanklik die lewe maak nie sin nie, alles is gejaag na wind. Maar ons weet natuurlik dat dit nie die waarheid is nie. Dieselfde ook dan vir Job. Job kom ook tot 'n klomp verkeerde gevolgtrekkings, en daarom moet ons so versigtig wees om nie die wysheidsgeskrifte buite konteks aan te haal as iets wat normatief is nie. Dan ten opsigte van hierdie twee skrifgedeeltes, Hooglied 4 vers 16 en Hooglied 5 vers 1, kan ons sien, in hierdie kern van die boek is die hooftema hierin, bly in posisie van God se plan. Met ander woorde, bly in die tuinposisie. Verhoudings het bitter en soet oomblikke. Selfs tye wat die winde daarteen waai, maar binne God se verbond kan die uitdagings van die lewe maar kom, want God hou sy beloftes, omdat ons in die ware wynstok is, die Here Jesus. En ons moet ons verantwoordelikhede opneem, ons moet ons woorde oppas, en nie dwaas optree nie. Mag jy nog meer vind uit hierdie twee skrifte in Hooglied, as dit wat ek jou kortliks hierop gewys het. Mag die Gees van die Here jou verder in diepte vat, en mag jy hoor wat die Here vir jou spesifiek in hierdie gedeelte sê, in die naam van Jesus.